Gemeente, baie goeiemôre. Dis goed om saam met julle te wees vanmôre en saam met die erediens te wees. Ek geniet dit elke keer wanneer mense geleentheid het om ook so saam met die gemeente te kuier op 'n Sondag. Daar's 'n interessante storie wat ons so 2 weke terug in 'n gesprek in die gang gehad het, wat ons besig is met teologiese opleiding, langerige storie nou eintlik oor fasiliteerders wat dan help om bedienaars van die woord, die ouderlinge wat opgelei word om die woord te kan verkondig, mee besig is. En een van die interessante gesprekke is dat een van die ouens ons toe vertel dat Andrew Murray 'n ding gehad het wat hy sê, wanneer jy na die woord luister, dan moet jy minder rasioneel daaraan dink, minder kognitief. Want sê hy, wanneer jy net rasioneel na die woord luister, dan het jy 'n manier om dit te kan filter, dit te rationaliseer, dit soort van te wil ideologiseer, jou denke daarop toe te pas. En wat hy toe sê is, hy sê jy moet 'n meer emosionele lees van die skrif hê. Met ander woorde, in plaas van om te vra soos, wat staan hier, wat sê dit, wat beteken dit, ook in 'n rigting te kom om te sê, watter gevoelens maak dit by my los, wat is die ervaring wat ek het, wanneer ek hierdie gedeelte lees. Nou natuurlik is nie een van die twee ons nou heeltemal korrek nie. Wanneer jy dit net met jou verstand lees, is daar 'n probleem. Maar wanneer jy dit net met jou hart lees, gaan daar ook 'n probleem wees. Mag ons luister na die woord vandag, regtig, nie net in ons harte nie, maar ook ons verstand aanraak. Mag dit ons mens wees deur die Heilige Gees aanraak, om as te ware in ons lewens anders te leef. Ons lewe binne 'n bepaalde tyd. Vandag, die 30ste Maart 2025. 'n klomp gebeure wat in my en jou gedagtes is op verskillende vlakke wat in die week wat verby is gebeur het. Dinsdag is dit die 1 April en is ons in April maand met die 17de, 18de, 19de, 20ste April wanneer dit Paasnaweek is. Met Goeie Vrydag, met Opstanding Sondag. En iewers besef ons waar ons in die kerklike jaar is, wat in ons gedagtes behoort te wees, wat ons herdink en mee besig is. Mag dit vanmôre waar wees. Ek wil nog 'n storie vertel. En sien, jy is baie keer daar by die Boesmans ook. En nou die dag is Andries Gous van Namibië by ons en ons gesels ons nou oor die teologiese opleiding 'n klompie goeters. En een van die goed wat hulle vertel, wat Andries ons leer, is dat die Boesmans, die Communiqué se woordeskat, baie meer beperk is as ons woordeskat. So wanneer hulle praat van disippelskap of volgelinge van die Here Jesus Christus, is die woorde wat hulle gebruik is om te sê, ons is spoorsnyers van die Here Jesus Christus. Spoorsnyers van Jesus Christus. As hulle die woord vir geloof gebruik, dan sal hulle praat van om met God in te stem, met God saam te stem. As hulle praat van die fondamente van jou geloof, dan praat hulle uit hulle konteks uit van die middelpaal van jou hut, is waarop alles staan. So sommer net interessante taal. Mag dit vanmôre wees dat ons soort van hierdie spoorsnyers van Jesus, om met God in te stem, iets daarvan in ons saamwees beleef. Kom ons begin, ons sing leer die eerste lied 175, Majesteit. Ons gaan dit 2 keer sing, daarna bly ons staan vir ons fotum en ons seëngroet, en dan sing ons 'n lied wat sommer net lekker maklik sing, lied 190. Ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 3. Glansryke heerlike, ons wil Jesus, die koning hoge bewaar.
Hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon tot by sy troon, wil ons ontprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, uitgesterf, ons held verwek, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons van Jesus, die koning honderd bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon tot by sy troon, wil ons ontprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Heilige heerlikheid, uitgesterf, ons held verwek, hy het oorwin. Hierdie erediens word gehou in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Hemelse majesteit, heilige geregtigheid. Een van die goed wat ek toe nog leer uit die woordeskat uit, is dat in die communiqué daar net een woord is, die woord vir probleem, wat ook die probleem is vir sonde. Maar die gevolg is, wanneer ek en jy nou sou sê, en met een van hulle praat en sê, ek het 'n probleem, kan hy dalk verstaan, jy is besig om te sê, jy het 'n sonde. En dalk op 'n manier is dit eintlik so waar. Sonde, wat eintlik 'n probleem in ons lewe is. Dis die woord dalk kosbaar om dit so te hoor.
In 1 Timoteus 1 hier van vers 12 wil ek 'n gedeelte eers lees vir ons soort van as wet. En dis Paulus wat in die woord is, wat dan besig is om te skryf. En dan skryf hy oor sy eie lewe op 'n bepaalde manier. En wanneer ek en jy by 'n stuk skuldbelydenis is, vanoggend dan veral, om in jou eie lewe te dink. Ek ken jou lewe nie, ek weet nie waarmee jy besig, wat is die goed wat op hierdie stadium die groot dinge in jou lewe is, wat op jou dagboek staan of hoe ook al nie. Maar wat op Paulus se woorde staan is die volgende. Hy sê, ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus, ons Here, omdat hy my betroubaar geag het, toe hy my in sy diens aangestel het. Vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger en geweldenaar was, nogtans is ek begenadig, omdat ek uit ongeloof onkundig opgetree het. Ons Here se genade oor my was oorvloedig, en daarmee saam ook nog die geloof en die liefde wat daar in Christus Jesus is. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld toe gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Toe ek dit 'n bietjie in 'n ander vertaling ook lees ek dit onder andere in Eugene Peterson se message. Hy lees so, I'm so grateful to Christ, Jesus, for making me adequate to do his work. He went out on a limb, entrusting me with this ministry. The only credentials I brought to it were violence and witch-hunts and arrogance. But I was treated mercifully because I didn't know what I was doing, didn't know who I was doing it against. Grace mixed with faith and love poured over me and into me, and all because of Jesus. Here's a word you can take to heart and depend on. Jesus Christ came into the world to save sinners. I'm proof, public sinner number 1, of someone who could never have made it apart from sheer mercy. Now he shows me off, evidence of his endless patience to those who are right on the edge of trusting him forever. Is dit nie aangrypend vertaal nie? Ek en jy, Paulus praat oor homself, I, public sinner, number 1. En dan hierdie verduideliking, dit laat mense nou amper dink soos die middagete is 'n pudding dalk, as daar pudding is vandag. And now my life is grace, genade, mixed with faith, met geloof, with love, poured all over you, amper soos die vla. Jy moet nie die laaste sinnetjie mis nie. Evidence of his endless patience to those who are right on the edge of trusting him forever. Mense kyk na ons, nie net in ons reg doen nie, maar ook in hoe ons sonde in ons lewens hanteer, want die katekismes leer ons, ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek daarvan verlos word, en hoe om 'n dankbare lewe te lei. En wat ek in my lewe is, en hoe die wêreld rondom my kan sien, hoe genade, en hierdie geloof, en hierdie liefde beoor, die getuienis is in my lewe, kan mense oortuig om tot geloof te kom. Kom ons sing laat saam, terwyl ons net so sit, die 239 vers 2 en vers 3. En ek sal wat kan ek doen om my sonde te versoen, so my hart met ywer gloei, so my trane ewig vloei, nog gebede, nog gebede,
U alleen. Leeg net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het op my skuld gedra. U geslaan tot fontein, was my heiland, maak my rein. Kom ons bid dan ook. Here, U ken ons elkeen deur en deur, U ken ons dink, U ken ons sit, U ken ons opstaan, ons dade, ons alles. En ten spyte daarvan dat U selfs die donkerste, diepste geheime van ons ken, ten spyte daarvan dat, soos Eugene Peterson sê, sinner number 1, is U die een wat ons kom toegooi met genade, met geloof, met liefde. U is die een wat ons kom vergewe en ons kom vrymaak. Nie net kom vrymaak, Here, sodat ons goed kan voel oor onsself nie, maar dat ons U getuies kan wees, dat ons lewens 'n stuk dankbaarheid van sal oorloop. Dankie, Here, vir U genade, vir U geloof, vir U liefde in ons lewens. As ons so in lydenstyd is en op pad na Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, raak ons so opnuut bewus van die ongelooflike liefde, die ongelooflike werk wat U gedoen het. Wat U kom doen het, sodat ons die lewe kan hê. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons sondes vergewe, dit wegvat, so ver soos die ooste van die weste af is. Dat U ons vrymaak. Help ons sodat ons ook onsself sal vergewe. Nie ten spyte van U vergifnis en nog aan die verlede en dan verkeerdhede wil vashou nie. Dat dit ons sal lam lê nie. Maar gee dat ons vry sal wees en U met vreugde en met blydskap kan dien. Here, vanmôre gaan ons uit die woord uit lees, 'n teksgedeelte, woorde wat op verskillende maniere deur die werking van die Gees met elkeen van ons gaan praat en gaan besig wees. Here, ons wil bid dat U regtig vir ons sal help dat ons harte en ons gedagtes sal oop wees om U woord te hoor, dit te oordink, sodat wanneer ons opstaan, ons slotlied sing, die seën ontvang en huis toe gaan, ons met 'n boodskap sal gaan. Boodskap wat ons ook môreoggend wanneer ons opstaan om 'n nuwe dag aan te pak, dit opnuut in ons gedagtes sal wees. Dit ons loop, ons sit, ons opstaan sal bepaal. Daarom bid ons nou, Here, seën ons wanneer ons U woord gaan lees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, ek het nie die teks afskrif op die bord nie, is jy welkom om jou Bybel oop te maak by Matteus hoofstuk 25. Ek gaan daarvan af aanblaai, so na hoofstuk 26 toe waar ons gaan lees. So as jy so by hoofstuk 25 oopmaak, sal dit goed wees. In die Bybel, en in die lewe is in die Griekse taal 2 woorde wat tyd omskryf. Die eerste woord is die woord kronos en die ander woord is die woord kairos, wat jy op die eerste skyf hierna sal sien. Die woord kronos is die woord wat gebruik word en wat jy sal ken as kronologie. Met ander woorde, hoe goed gebeur. En die woord kairos is die woord wat soort van sê op 'n bepaalde tyd en nou. Heel dikwels is dit so dat jy onbewus raak van tyd en die gebeure so ingrypend is dat jy tred met tyd verloor. Nou, wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees en kyk, en dis hoekom ek by hoofstuk 25 vorentoe al so 'n bietjie net opskrifte lees.
is dit iets wat jy moet sien, die verloop van gebeure. Mense nou ver terug kon gaan by Genesis en die sondeval begin weer eintlik al, om te sien hoe sonde in die wêreld gekom het. En deur die Ou Testament die belofte sien van die seun van die Here wat sal kom. En dan hoe mense in Matteus begin lees oor die geboorte van hierdie kindjie, wat na hierdie wêreld toe kom, om hierdie wêreld te kom verander. En wanneer 'n mens dan nou nader aan die tyd kom, 'n bietjie daardie sal jy nou dink aan Betanië, waar Jesus tuis gegaan het, lyk dit vir ons, waar Maria moontlik hom gesalf het, en met die nardesolie, so half iets wat hulle gesê het, nou dis nou 'n geldmors ding, maar wat eintlik so, as hy terugkyk, die Here dit interpreteer amper asof iets op pad na sy begrafnis toe. Want jy sien, as die Here na hierdie aarde toe kom, het hy die hele tyd voor oë wat sy doel is, hoekom hy hier is. Die sondeskuld van die mensdom te betaal. So hy's in Betanië, dis kort voor die Pasga, die ongesuurde brood, die lam wat geslag word, die bepaalde ete wat gegee word, die Pasga wat gevier word, dis waarin ons op pad is. Kort na hierdie gedeeltes in die proses, is dit ook nog die gedeelte wat gebeur in die tuin van Getsemane, hoe Judas met die klomp mense met stokke en swaarde na toe as te ware kom, hoe Petrus sy swaard uitgryf, Malchus se oor afkap, hoe die Here bid 3 keer sy disippels in die slaap vind, en dan kom ons so soort van by hierdie laaste ete. En nou is dit amper soos hierdie goed wat 'n mens op TV kyk, hierdie series of 'n fliek wat jy kyk. My seun is nou in die week in die koshuis en sy ma by die huis. Nou sy ma nou een van die series se episodes vooruit gekyk het en sy weet nou wat het gebeur, maar hy het hom nog nie gekyk nie. Dan is dit so 'n soort van, of dit nou altyd hierdie dreiging is, bly stil, moenie sê nie, moenie sê wat volgende gebeur het nie. Jy maak die storie nou oninteressant as jy vertel wat gebeur het. Nou waar is ons? Ons is binne hierdie verhaal wat besig is om af te loop. Maar ons is nou, wanneer hierdie disippels hier aan tafel sit, wanneer die Here Jesus sê, kry alles gereed vir die Pasga, dan weet hy waarheen dit op pad is. En dan het ek en jy ook as te ware hierdie episodes reeds gesien, ons het dit reeds gelees, ons weet wat vorentoe kom. Die nadeel is natuurlik dat ons dan baie maklik as te ware te gewoond geraak het daaroor. So die uitdaging dalk van môre, stel jouself as te ware daar en om te luister wat die Here Jesus sê en waarmee hy besig is, en die atmosfeer wil ek amper sê, wat daar aan tafel plaasvind. Ek lees vir ons die opskrifte eers. Van hoofstuk 24 af, begin mense eintlik al by hoofstuk 21, wanneer jy lees oor die intog in Jerusalem. En dan hoe die Here besig is om in Jerusalem te praat, sy profetiese redes, met verskillende dinge wat hy die mense leer. By hoofstuk 26 hoor mense oor die sameswering teen Jesus, sy salwing in Betanië waarna ek net nou verwys het, Judas se plan vir verraad wat ons hoor, die Pasga, die instelling van die nagmaal, die waarskuwing aan Petrus, en dan Jesus in Getsemane, Jesus wat gevange geneem word, en Jesus voor die Sanhedrin, en dan verder hoe hy uitgelewer word, hoofstuk 27, en dan ook verder. Ek begin vir ons lees by hoofstuk 26, by vers 17, die Pasga. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, het die disippels na Jesus gekom en gevra, waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet? Hy het gesê, gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leesmeester sê, my tyd is naby. Ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. En teen die aand het hy saam met die 12 vir hulle ete aangeleen. Terwyl hulle geëet het, het hy gesê, Amen. Ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie ontsteld en een na die ander het hom begin vra, dit is seker nie ek nie, Here? Hy het geantwoord,
Die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen soos deur hom geskryf staan, maar wee daar die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. En Judas sy verraaier sê toe daarop, dit is seker nie ek nie, Rabbi. Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Broers en susters, as 'n mens hierdie prentjie as te ware in jou gedagtes probeer aan mekaar sit. Kort voor die sterwe van die Here Jesus Christus. Die gewone ding wat 'n klomp Jode sou doen om die Pasga voor te berei. Ons sou dikwels sketse daarvan sien oor die laaste avondmaal en hoe die disippels en die Here Jesus in die middel sit en hoe hulle daar by mekaar is. In hierdie proses van by mekaar wees, weet die Here wat in die gebeur is. Sy woorde in vers 18 is woorde wat 'n mens nogal hard tref wanneer hy sê, my tyd is naby. My tyd is naby. 'n Klomp van die disippels het 10 nie lekker verstaan, wat bedoel hy nou met my tyd is naby nie. Onthou, hulle konsep was nog iets anders. Hulle het hierdie konsep in hulle gedagte dat die Here die Romeinse ryk gaan omverwerp en dat daar verlossing op daai manier vir hulle gaan kom. Maar die Here Jesus weet van sy lyding en sy sterwe wat voorlê. Dink byvoorbeeld nou, as jy een van die disippels daar was. Want die Here Jesus kom nou en hy sê, doodrustig wil ek as te ware sê, vir sy disippels die volgende woorde. Hy sê, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Ek dink byvoorbeeld, as ek nou vanmôre hier gesit het, of gestaan het, en ek sê vir julle, een van julle gaan die Here die week verraai. Wat sou jou reaksie wees? Die disippels se reaksie is om een vir een as te ware vir die Here te vra, Here, seker nie ek nie. En met die mooiste motiewe, met die grootste opregtheid te sê, seker nie ek nie. Want in hulle harte het hulle dalk gesê, ek sal die Here voluit volg in elke moment. Behalwe een persoon. Een persoon, wat as jy mooi lees, word hy in die laaste vers, spreek hy die Here aan nie as Here nie, maar as Rabbi, as leermeester. Dis asof net in die woorde wat Judas gebruik, hy alreeds sê dis hy. Want weer kronologies, as jy teruggaan, het hy alreeds begin onderhandel oor wat hierdie prys gaan wees, wat hier gaan gebeur. 'n Mens sal amper sê, hy sit daar met die silwerstukke in sy sak en weet dat hy die Here Jesus gaan verraai. En hoe hy dit gedoen het met 'n soen, om te sê, dis die man. Op 'n manier 'n bose plan. Op 'n manier 'n vreemde tipe ding wat hier gebeur. Aan die een kant, die Here wat kom en sê, jy het dit gesê. Die Here wat hom as te ware opdrag gee later, gaan voort en doen dit wie jy doen, want jy's besig om dit wat God wil hê moet gebeur, sy raadsplan as te ware te volvoer. 'n Mens sal nogal die vraag kon vra en sê, wat sou gebeur het as Judas daar tot inkeer gekom het? Ek dink ons sou bly raai oor daai een. Petrus is die ander ene. Here, seker nie ek nie. En die Here wat eintlik vir hom sê, voor hierdie nag verby is 3 keer. Petrus wat die leier genoem word, Petrus wat rotsman sy bynaam is. Seker nie ek nie, Here, en die ander sou sê, enige een, maar seker nie Petrus nie. Ons dit juist Petrus. En eintlik elkeen van ons, elkeen van die disippels, wat iewers die Here verloon, in stil bly, en nie vir hom getuig nie, en nie sy spoor volg nie. Ek sien broers en susters, ons is mense. Ons is mense wat maar so baie is soos die ouens daar in Jerusalem. Toe die Here in 'n donkie met 'n donkie die dorp inkom, Matteus 21, toe gooi hulle klere op die grond. Hosanna, die koning wat kom, nou, hier kom 'n ding, hier gaan 'n ding gebeur. Nou is die tyd. Die Romeinse owerheid is in die moeilikheid. En tog is dit nie wat gebeur nie.
'n paar dae later is dit hierdie selfde mense van Jerusalem wat skree, kruisig hom, kruisig hom. Petrus wat sy intensies so goed was, en 'n duur les in sy lewe leer. Weet jy, dalk is die een met wie ek dalk die meeste kan assosieer, as 'n mens dit so moet sê, is Thomas. Thomas wat na die opstanding kom en sê, Here, as ek die wonde nie sien nie, sal ek nie glo nie. Dan gee die Here hom die geleentheid. En sy antwoord is, my Here en my God. Iets gebeur Thomas se lewe. Selfs die verloning van die Here Jesus het iets in Petrus laat gebeur. Die uitstorting van die Heilige Gees, wat maak dat Petrus die een is wat op Pinksterdag preek, en hoeveel mense kom tot geloof. Vir 'n oomblik wil ek dalk die teks en die verhaal onderbreek na ons persoonlike lewens toe. In ons persoonlike lewens gebeur dit ook dat daar mense is wat ons, soos ons partykeer sal sê, ons sommer net drop. Ons in die rug steek. Ons teleurstel. En die realiteit van hierdie lewe is dat dit so sal wees. Want ons is almal mense. Ons het almal gebreke en tekortkominge. Ek onthou in die eerste gemeente, daar 'n klomp goed gebeur, wat ek nou wil vertel nie. Maar wat gebeur het is, dat daar het aangekom het, wat ek in 'n kommissievergadering in Tana uitwas. Wat ek soort van net nie meer kan nie. En ek onthou hoe een van die ouderlinge, toe die volgende dag vir my 'n boodskap stuur, en al wat hy sê is, hy sê, ekskuus dat ek 'n klomp van hierdie goed nie gecounterweight het nie. In ons lewe gebeur slegte goed. In ons lewe gebeur daar goed wat die skaal na die verkeerde kant toe wil wip. Want dit wat die Here doen, sy liefde, sy genade, counterweight as te ware alles. Daar's ook mense wat goed counterweight in jou lewe. Jy kan ook die vermoë hê om in ander mense se lewens wat deur 'n moeilike tyd gaan, goed te help counterweight. Op verskillende maniere. Hier 'n storie. 'n Vriend van my raak siek, beland in Bloemfontein, hulle kom agteruit 'n gewas op die brein, en nou is ons in daai hele gesprekke per telefoon oor wat aan die gang is en wat gebeur. Wat doen jy? Jy stuur boodskappe, jy bel, jy bemoedig. Wanneer 'n verblyf nodig het, dan soek jy en bel en sit tot jy goeie verblyf kry teen 'n bekostigbare prys. Jy probeer 'n paar goed op 'n manier counterweight. In die Here Jesus grootste swaar kry, is hy alleen. In die tuin van Getsemane is dit 3 keer wat hy gaan om te gaan bid. Wat hy vir die Here as te ware vra, Here, God Vader, laat hierdie vir my verbygaan, hierdie lydensbeker. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En later hoor 'n mens hoe die gebed as te ware draai, dat hy begin al hoe meer dis die pad wat moet geloop. Die Here weet waarheen hy op pad is. Die Here Jesus ken die pad, hy weet waarom hy kom. As die Here sy gebed toe verhoor het, wat sou die implikasie wees? Dalk help dit my partykeer wanneer ek voel die Here is nie besig om my gebede te verhoor en te doen dit wat ek dink nou behoort te gebeur nie. Jy sien, iewers is dit asof die Here ons die moed gee, die Here Jesus Christus die moed gegee het in sy goddelikheid om dit te doen wat goed en wat reg is, om gehoorsaam te wees tot die dood aan die kruis toe. Om my en jou die moed te gee om reg te doen al loop dinge hoe verkeerd. My en jou die moed te gee, die fokus, die perspektief te gee om nie te reageer en mense te wil kwaad en te beklei nie. Want nêrens hoor 'n mens dat hy met 'n Petrus of selfs met 'n Judas kwaad of lelik wil begin raak nie. Maar elke keer half op 'n bepaalde manier bly optree. Om iewers die moed te hê om dit te doen wat die Here van jou vra.
Baie keer in ons lewe weet ons nie lekker nie. Ons lewens is hier. Ons weet wat in ons verlede gebeur het tot vandag toe, maar nie een van ek of jy kan eers in detail sê wat en of hierdie week gaan gebeur. Ja, ons het goed wat ons weet, daar's afsprake en ek boor dit en moet dit, maar 'n klomp goed weet ek dood eenvoudig. Maar wat ek weet, is wie God is. Wat ek weet, is dat ek hier is deur sy genade. Wat ek weet, is dat hy my lief het ten spyte van wie ek is, ter spyte van wat ek doen. Wat ek weet, is dat hy my wil gebruik in sy diens. Daarom is dit asof ek hier so amper op die vooraand al van Paasfees opnuut wil sê, kom ons loop hierdie pad. Kom ons bly besig om te dink, wat is dit wat die Here Jesus gedoen het? Want dis nie net die sterwe aan die kruis as te ware die laaste punt van sy gehoorsaamheid nie. Maar dis die pad wat hy voor dit loop. Die pad om te ervaar dat hierdie 12 mense wat naby hom was, as te ware elkeen om iewers op 'n sekere punt, soos ons jong mense sou sê, gedrop het, hom verloon het. Iewers hierdie stuk eensaamheid wat 'n ou beleef. Wat Lied Psalm 29 gesê, ek was eensaam en verlaat, al was mense rondom my. Jy sien, broers, susters, iewers kan ek of jy ook kom en sê, nie ek nie, Here. Maar eintlik moet elkeen van ons ook sê, ek ook maar, Here. Ek ook maar. As dit nie vir die Here se liefde, sy omgee, sy gehoorsaamheid, sy genade, as dit nie was dat hy hierdie tree vir tree gegee het nie, was ek en jy nie mense wat geweet het van wie ons behoort nie. Mag in jou en my lewe iets deurbreek. Iets deurbreek wat maak dat ek opnuut 'n soeke het na wat wil God in my lewe doen? Waarmee is God in my lewe besig? Om gehoorsaam te wil wees. Jy weet, dikwels in die lewe is ons met goed besig. En wanneer ons by die ding kom waarmee ek besig was, dan kom ek agter, God was lankal reeds hier. En ek kan nie lank besig hou met verhale van hoe die Here kan besig wees en goed soort van al in plek val teen die tyd dat jy daar kom. Hoe die Here gesorg het. Mag dit in ons lewens wees dat ons die Here regtig as die lewende werklikheid in ons lewens ervaar. Amen. Ons Here, ons is so onder die indruk vanoggend van U teenwoordigheid, van U God wees. Op 'n manier ervaar 'n mens baie maklik dat dit U is wat ook vir ons vra, gaan jy my verraai? En elkeen van ons wat half huiwerig wil vra, Here, en sê, nee, ek nie, Here. Nog sê, Here. Here, wil U in elkeen van ons se lewens bly werk? Wil U gee dat elkeen van ons opnuut sal luister na U woord, om dit te doen, dit besig te wees mee wat U van ons vra. Mag ons lewens getuig van 'n stuk dankbaarheid en mag ons lewens so wees dat mense deur dit aangeraak word en dat dit as te ware vir mense makliker maak om te kan glo. Here, dankie vir hierdie gemeente, dankie vir Gys en sy rol, Here, dat U hom ook verfris en uitgerus sal terugbring om ook hier in U gemeente te kan werk en te kan besig wees. Dankie, Here, vir elkeen se deel wees, se dankbaarheid, se dien, se eer. Wil U vir elkeen goed wees. Geef vir ons krag, Here. Sonder U kan ons nie eers opstaan en uit hierdie kerk uitstap nie. Maar met U is ons tot alles in staat. Lei vir ons, Here, gee vir ons 'n hart vir die evangelie. Maak ons liefde vir U sigbaar in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Belydenisskrif is soos die kategese handboek sou sê,
'n kort sistematiese samevatting van die kernwaarhede van die Bybel. Nou, as ons nou met studente gewerk het, het dit amper gesê, dis jou opsomming, dis jou notes, waarvandaan jy studeer. En deesdae lyk my is notes nogal belangrik, want ek hoor die studente verkoop het aan mekaar. Nou, van die notes, van die opsommings, as jy sê, die opsomming van die Bybel is bietjie lank. Dis nou die Dordtse Leerjaars, die Dederigste, Heidelbergse Katekismus, die Dordtse Leerjaars en die apostoliese geloofsbelijdenis. Maar daar's 3 wat korter is. Die ene is die 12 artikels wat ons ken van Sondag. Ek glo in God die Vader, daai ene, die geloofsbelijdenis van Athanasius en ook die geloofsbelijdenis van Nicea. Hoekom ek nou hierdie stukkie met julle deel vanmôre, is ek gaan nou, dat ons terwyl ons dankoffers opneem, dat die na 'n beruiming van die geloofsbelijdenis van Nicea ook dan nou luister en so ons geloof bely. Die Nicea is hierdie jaar 1700 jaar oud en daarom so 'n bietjie om daarna te luister. Iets niets, ek dink jy sou dit al gehoor het nie. Kom ons gee dan ook gelykertyd geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien.
Kom ons sing dan ons slotlied, lied 585. Ons gaan vers 1 en vers 3 saam sing van lied 585. Laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons het, sal oordeel oor ons hele lewe. U sien ons elke dag, U ken ons liefde en ons hart. Weerskou ons wense en ons strewe, al wat verborgen is word lig, wanneer dit kom voor U lewe. Ons bly op U genade, voor die duisternis moet slaan. U is die waarheid en die lewe. Ons harte juich, die Heer kom hier. Kom Jesus, kom ons spoedig weer. Ontvang ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.